Wat interessant was, in jou boek skryf jy oor dat jou storie soms verander. Ja. Of ek sê nou soms, maar dalk is dit dat dit meestal die waarheid is, dat iemand se storie, elke keer wat hy of sy het vertel of skryf, Ja. is daar dalk iets wat bykom, of iets wat verander. Ja. En toe het ek gewonder, baie veterane veral sê vir my, maar nee, ek wil die storie reg skryf. En ek is bekommerd dat dit nou soveel tyd verloop, dat ek nou die drade gemis het, en ek skryf dalk iets wat onwaar is. Sou iemand nou sit wat dalk luister en sê, ek wil begin met my storie, maar hierdie is die probleem wat ek het, dat my storie dalk verander met tyd, en dit dalk nie meer so korrek is, Ja. soos destyds nie. Ja. Ja, kyk, dit is moontlik, nê. Nee. En wat ek agtergekom het, baie ouens praat groot. En dan weet daai groot praat stories verander so, want ek meen nou gaan dit oor die groot praat en nie altyd oor die feite nie. Dat hulle later heeltemal 'n storie vertel wat glad nie meer by die feite is nie. Ja. So dit gebeur. En ek dink die belangrike as 'n mens jou storie moet begin vertel, moet jy regtig tyd vat en jy moet teruggaan. En jy moet gaan kyk wat werklik gebeur het, en dis belangrik dat 'n mens so gou as moontlik jou storie moet begin vertel. Maar dan moet jy dit ook behoorlik op die regte manier doen en gaan kyk na die feite. En nie sommer net, jy weet, jy moet 'n struktuur uitwerk oor hoe jy dit gaan doen. En daai struktuur, ek het nou in die boek ook weer eens gelees van die vloei-struktuur, Ja, dat jy amper 'n tydlyn eintlik Ja, opstel. ja. So dit is belangrik. Jy sal sê 'n mens Ja. moet daar begin Ja. met jou tydlyn. Ja. Ons noem dit die rivier van die lewe. So jy begin om jou eie storie van jou lewe te skryf, maar dit is soos 'n rivier. Jy weet, en jy het hoogtepunte, jy het laagtepunte. So ons het 'n hele struktuur wat 'n mens gebruik, juis in die narratiewe proses, om die persoon te help om op die regte manier die storie te vertel. En ja, is 'n diagram wat 'n mens ook opteken, hoogtepunte en laagtepunte. So jy begin gewoonlik by jou die eerste wat jy kan onthou, en dan daarvan af praat jy oor die hoogtepunte, laagtepunte, en jy werk op 'n diagram waar jy dit heeltyd aanteken. En dan, jy weet, dan word jy bewus van goed wat jy lankal vergeet het. Die oomblik as jy kyk na die jaartalle en die hoogtepunte, laagtepunte, en jy dink aan die hoogtepunte en laagtepunte. So ja, nee, dis belangrik dat iemand 'n struktuur moet opstel om die storie te kan skryf. Hallo en welkom by nog 'n episode van jou memoirs. Vanoggend gesels ek met Dr. Rolf Schoeman wat sy eie weermagverhaal geskryf het, sy eie memoirs getiteld Weermag Stories. Dr. Rolf Schoeman is 'n pastorale en traumaberader, natuurlik 'n skrywer, 'n narratiewe terapeut, 'n voormalige lid van 61 gemekaniseerde bataljongroep. Sy PhD was in praktiese teologie aan die Universiteit van Pretoria. Goeiemôre, Dr. Rolf Schoeman. Ek dink, kom ek gee maar so agtergrond oor wie ek is en wat ek nou doen. Ek is 'n pastorale en 'n traumaberader met 'n PhD in praktiese teologie, waar ek veral gefokus het op die ondersteuning van militêre veterane om die swaar dinge of die oorlogsverwante trauma te verwerk. Nou, benewens my berading is ek ook 'n outeur, 'n navorser en dan ook 'n dosent by die Universiteit van Pretoria. So kan ons net dalk afskop met wat is narratiewe terapie? Nie almal is bekend met hierdie term Ja, nie. narratiewe terapie is maar in 'n groot mate vertel van stories. So dis die terapie waar jy veral fokus daarop om die persoon te help om sy of haar storie te vertel. En deur die vertel van storie word jy genees. So dis maar en dis 'n baie interessante manier waarop jy dit doen. Jy weet, want jy stel die persoon in die posisie om hom of haar storie te vertel, en dan is jy net die luisteraar. Dis nie jou storie nie. So jy is in die onbekende posisie waar jy luister na die persoon wat vir jou die storie vertel. En deur die vertel van storie en die vrae wat jy vra, word die persoon eintlik gehelp om genesing te ervaar. So dis 'n hele ingewikkelde manier waarop jy dit doen, maar dit werk baie goed.